het en ons herinner het hoe lief U ons het. Hoe lief, Vader, U ons het en dat U U enige gebore seun gestuur het. Ons eer U, ons loof en ons prys U. Dankie Koning Yeshua dat U vir ons intree, dat U besorgd is oor ons en dat U vir ons intree en die vyand, die aanklaer wat die heeltyd kom met dinge van die verlede en daar waar ons die vyand se karaktereienskappe uitgeleef het, daar waar ons die hand gevat het van die vyand, daar waar ons instrumenteel vir die vyand se koninkryk ons monde gebruik het en daar waar ons dinge gedoen het wat nie reg is nie. Ons wil graag vra asseblief vandag, Papa God, vergewe ons asseblief daarvoor. I was blind, but now I see. Dankie dat U my kom haal het uit die duisternis uit. Dankie Koning Yeshua vir die prys wat U betaal het en daarom wil ek vir U leef. Ek wil saam met Yeshua kruisig en vra Yeshua kom leef in my, soos Galasiërs 2 vers 20 ons leer. Kom leef in my en daarom is ons dankbaar vir die opstanding. Dankie dat U die prys betaal het. My prys van die dode, maar dat U ook die dood oorwin het. Dat U opgestaan het en dat U vir ons intree, Baba Vader, en dat U ons hoëpriester is wat vir ons bid. Dankie vir U liefde. Dankie vir U goedheid. Ek bid dat U vanoggend my mond sal aanraak met 'n vuurkoel. Kom leer ons net U waarheid. Elke woord wat gespreek word van U af. En as daar iets is wat nie van U af is nie, mag my tong en my verhemelte vasplak. Net U waarheid asseblief, Abba, ons pleit dit in Yeshua se naam. Ek bid dit alles in Yeshua Messias se naam, die seun van Jotewawei. Amen. 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 So ons gaan vanoggend net so gedeelte in Matteus. Ons is in die Matteus reeks en ek wil net weer Matteus 3 vir ons lees, dat ons net so 'n bietjie recap. Ons het voor Pesach het ons daarna gekyk. So kom ons kyk Matteus 3 vers 1 begin ons te lees en daar het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê: bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê: die stem van die een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe en sy voedsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die troon wat aankom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Dra die vrugte, ons het gekyk daarna, ons het nodig om te abide in Yeshua, en hier sê Johannes vir hulle: dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle, dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham op te wek. Maar die byl lê ook teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoon maak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. So ons gaan net tot daar lees vanoggend. Ons weet Johannes die Doper, hy was in die woestyn
en het sy boodskap gegee uit die woestyn uit, en ons het so 'n bietjie gaan kyk na daardie betekenis van uit die woestyn uit. En die vorige kere. Johannes het nie sy boodskap na die stadspleine, op die stadspleine gaan verkondig of op orals nie. Nee, in die woestyn waar hy dis daar waarvan hy bedien het. En baie kere verstaan ons nie die woestyn tydperke nie, maar ons het vorige keer daaroor gepraat en hoe Abba ons ook roep to come away, om weg te kom saam met hom en in afsondering saam met hom te wees. Ons mis partykeer die ding. Johannes het vir 30 jaar voorberei vir 'n 6 maande se bediening. 6 maande se bediening en wat is belangriker? 'n Verhouding met Abba of die bediening? En dis belangrik. Dis ons maak nie saak, partykeer word jou droom word van jou weggevat. Vra maar vir Abraham. Abraham moes vir Isak, hy het 25 jaar gedroom vir Isak, en toe Isak kom, moes hy hom ook opoffer. Die bediening, die droom, dit wat jy alles het, is jy bereid om dit te kan opoffer? As dit kom by jou koning, en dit is wat Johannes die Doper, Abba Vader se teenwoordigheid was vir hom belangrik. Ons weet ook Johannes die Doper was 'n Nazareër van geboorte af. Want die engel het vir Sagaria kom sê, voor Johannes nog gebore is, in Lukas 1 vers 13 tot 15, maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. So Johannes was 'n Nazareër van geboorte af, en ons gaan volgende week bietjie verder daarna kyk. En ons weet die betekenis van 'n Nazareër, en ons het gekyk daaroor, want ons het gekyk na Nasaret, hoe op Yeshua se kruis daar gestaan het, Yeshua van Nasaret, maar ons het ook gesien, hierdie Nazareër en Nasaret het nie verbintenis nie, maar daar's 'n Hebreë woord wat ons lei, en ons gaan volgende week daarna kyk. 'n Nazareër, of in Hebreë Nazir, was iemand wat 'n spesiale gelofte aan Abba Vader afgelê het, gewoonlik vir 'n sekere tydperk. Maar in Johannes se geval was dit die van geboorte af, en dis vir sy hele lewe gewees. En ons weet Samson was ook so 'n persoon, hè. So volgens Numeri 6 vers 1 tot 21 was daar 3 hoofreëls vir iemand wat 'n Nazareër was. Dis iemand wat nie alkohol of van die wingerdstok af gedrink het nie, en Johannes die Doper het dit nagekom. En is interessant, want in die vorige parasha wat ons saam bestudeer het, word dit eintlik aangespreek, hoe Nadav en Abihu met strange fire ingegaan het, en hoe ons eintlik tempels is, en hoe ons nie enige iets in hierdie tempels moet inneem wat nie van Abba Vader is nie. Hy mag geen hare sny nie in aanraking kom met dooie liggaam nie, selfs nie vir sy familielede nie, omdat dit seremonieel onrein sou wees. So omdat Johannes 'n Nazareër was van geboorte af, was dit 'n teken vir sy roeping wat Abba vir hom het van die grondlegging van die aarde af. Hy's afgesonder vir 'n unieke taak om die pad voor te berei vir die Messias. Sy lewe was heilig, was toegewyd, afgesonder. En die Nazareër gelofte het dit net vir ons kom onderstreep. Dis baie soortgelyk aan Samson, Rigters 13, wat ook 'n Nazareër van geboorte af was, maar Johannes het in teenstelling met Samson geestelik volhard en getrou gebly aan sy roeping. Iets wat ons definitief volgende week na verder gaan kyk. Dit voor Yeshua ons 'n opdrag gee, het Johannes dus egter disippels gehad. In Johannes 1 vers 35 tot 37 staan: die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en saam met twee van sy disippels, en toe hy Yeshua sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en Yeshua gevolg. Het Johannes nie jaloers geraak nie, want dit is mos nou my disippels hierdie.
Dis mos nou my disippels. En daar was 'n rede hoekom ons vandag net so bietjie wil kyk oor Johannes se disippels voor ons verder kyk wat hy vir die Fariseërs sê, want sy boodskap aan hulle was harde woorde. Was woorde om vrug te dra. Maar of jy my woorde, of jy die woorde hoor of nie, dit is die woord van Abba Vader. Ek is net die profeet in sy hande. 'n Profeet is die Hebreë woordjie naba wat beteken 'n spreekbuis. Hy was net die spreekbuis van Abba. Maar Johannes, die woord leer ons ook, Johannes die Doper het studente gehad. Wat hy geleer het om hulle self voor te berei vir die koms van die Messias. Nou, die Griekse woord vir disipel het ons laasweek op Midrash het ons so 'n bietjie daaroor gepraat, is Mateo, wat beteken om disippels te maak of om hulle te leer. So kan dit beteken om studente te maak. Disippelskap is om studente te maak. Studente van wat? Studente van die woord, nê? En Johannes die Doper het sy disippels geleer van Yeshua. So as sy disippels Yeshua begin volg, het hy mos voldoen in sy taak. So die stamwoord van disippels is matates, wat beteken om 'n student te maak. En hoe word jy 'n student? Jy skryf in en jy loop klas. 'n Dosent het jy nodig om jou dan te leer. En Mateo verwys na die proses om iemand te lei, om iemand te leer, om hulle 'n bepaalde onderrig of lewenswyse te onderrig. Wat 'n lewenswyse het ons nodig om ander te leer? Die leefwyse wat Abba Vader van ons van vroeg in die Bybel al leer, is Shema leefstyl. Is Shema leefstyl. Maar in die konteks van die Nuwe Testament spesifiek in die groot opdrag, Matteus 28 vers 19 tot 20, word Mateo gebruik om die daad van disippels te beskryf. Dis om studente van jou te leer om alles te onderhou wat Yeshua beveel het. So hoor gou, Mateo impliseer nie net die opdrag van inligting nie, maar ook die opleiding en die vorming van iemand in 'n spesifieke leefstyl, 'n Shema leefstyl. En dit is partykeer vir ons moeilik, want ons redeneer dat om 'n disipel te maak is om vir hulle een keer te verkondig van die evangelie. Daar's hierdie persepsie dat om disipels te maak is evangelisasie. Dit is, maar daar's meer. Daar's meer, want Yeshua gee vir ons die opdrag om verder en ons gaan nou kyk. Nou 2 van Johannes die Doper se disippels het later Yeshua begin volg. En een van hulle was Andreas, Petrus se broer. En hulle het Johannes toe Johannes vir hulle wys, maar daar is die lam van God, het hulle Yeshua dadelik begin volg. Nou, disippels is nie 'n woord wat in die Ou Testament gebruik word nie. Alhoewel profete soos Elia en Elisa het studente gehad. Hulle het volgelinge gehad. Voorbeeld, Elisa was 'n soort disipel van Elia. 2 Konings 2. Dis by wie hy geleer het. Was Joshua nie ook 'n disipel van Moses nie? Daar word nie woord gepraat van die seuns van die profete. 2 Konings 2 vers 3 en 2 Konings 5 en 2 Konings 7. En dit was 'n groep jong manne wat by 'n profeet geleer het. Dis amper soos 'n Bybelse profeteskool. Disipelskap. Dan in die Joodse wêreld van Yeshua se tyd was dit algemeen dat rabbies volgelinge of studente gehad het. Wat hierdie studente het dan hierdie leerstelling van sy rabbi, leermeester gevolg en van hulle geleer. Hierdie disippels sou saam met hulle rabbi reis. Hulle sou elke dag saam met hom tyd spandeer, het luister, vra en uiteindelik self leermeesters word. En daar was eintlik hierdie ding dat as jy 'n student gehad het wat jy geleer het, as jy hom goed opgelei het, dan het hy beter geword as jy. En dis eintlik amazing. Dis eintlik amazing.
Ons is in die veld van ek wil nou net nie iemand oplei dat hy my bypass en dat hy my rol oorvat of sulke. Nee. In die Bybel leer jy eintlik dat jy moet iemand oplei sodat hy dit kan verder vat. Volgende generasie in. Met ander woorde, disippelskap was 'n weier en 'n bekende model vir onderrig en leierskap. En die vraag is, wat maak Yeshua se disippels uniek? Hoekom het Johannes se 2 disippels na Yeshua toe gegaan? Wat ons leer in die woord is, Yeshua het nie net sy disippels onderrig nie, maar hy het hulle ook geroep tot 'n lewe van diens, van opoffering en van sending. Sy verhouding met sy disippels was meer persoonlik en transformerend. So Johannes die Doper se 2 disippels wat Yeshua volg was, hulle het begin leer. Maar eventually, die disippels wat ek en jy veronderstel is om te maak, moet ook na Yeshua toe gaan en moet disippels maak vir hom. Yeshua se verhouding met sy disippels was baie meer persoonlik en transformerend. So hoekom het Johannes die Doper disippels gehad? Johannes die Doper was 'n geestelike leier, hy was 'n leraar. Johannes was 'n profeet en 'n prediker wat mense voorberei het op die koms van die Messias, Yeshua. Hy het 'n baie duidelike boodskap van bekering en geregtigheid verkondig en baie mense is aangetrek tot sy leer. Hy het mense gedoop. Sy disippels het nie net na hom geluister nie, maar het ook sy praktyk gevolg, soos die doop van mense as 'n simbool van bekering. En sommige van sy disippels het selfs ander begin doop onder sy leiding. Want in Johannes 3 vers 22 tot 26 staan: Hierna het Yeshua en sy disippels na die land van Judea gegaan en hy het daar met hulle vertoef en gedoop. En Johannes was ook besig om te doop. Soos jy ooit wonder, het Yeshua gedoop? Daar staan dit. Johannes 3 vers 22. Hierna het Yeshua en sy disippels na die land van Judea gegaan en hy, hoofletter hy, het daar met hulle vertoef en gedoop. Hy het sy disippels gedoop. En Johannes was ook besig om te doop in Enon by Salim, omdat daar baie water was en die mense het daar gekom en is gedoop, want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp nie. Daar het toe van die kant van die disippels van Johannes 'n redenasie met die Jode ontstaan oor die reiniging. En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê: Rabbi, hy wat u saam met u oorkant die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, hy doop en almal gaan na hom toe. Mense het Johannes gevolg, want hulle wou by hom leer en sy voorbeeld volg. Soos disippels dit gewoonlik doen met 'n rabbi of 'n geestelike leier. Maar interessant, sommige van Johannes se disippels het Yeshua gevolg. En in Johannes 1 vers 35 tot 37 lees ons van hierdie 2 van Johannes se disippels wat Yeshua begin volg het. So Johannes se disippels het 'n belangrike rol gespeel in die oorgang van Johannes se bediening na Yeshua se. Presies soos Johannes se missie bedoel was om vir Yeshua die pad voor te berei. En hierin leer Abba Vader ons ook dat ons ook soos Johannes disippels kan maak, maar hulle moet disippels van Yeshua word. Johannes die Doper het 'n roeping gehad en ek en jy het 'n opdrag. Die opdrag gee Yeshua vir ons in Matteus 28 vers 19 waar Yeshua sê: "Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies." Dis net interessant. Dis presies dieselfde woorde wat Abba Vader vir Moses gesê het: "Gaan dan heen. Gaan na Egipte toe." Moses het 'n groot klomp disippels gehad. Hoeveel van hulle het in die beloofde land ingekom? 2. So Yeshua sê: "Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." So Abba Vader het vir my opgedeel in 4 kategorieë. Gaan dan heen. Dit gaan kry daardie verlore skape. Gaan dan heen. Gaan, ek sal vir jou wys. Gaan. In Lukas 10 vers 1 tot 2 het Yeshua die disippels uitgestuur en sê:
Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes dat hy die arbeiders in sy oes instuur. Met ander woorde, as jy wil disippels maak, gaan wees bereid, wees gewillig, sit die skoene van bereidheid aan en gaan dan vra vir Vader om vir jou die te stuur vir wie jy kan disipel. Maar die opdrag wat Yeshua hulle gegee het is gaan verkondig die koninkryk van God het naby gaan kom en gaan kry arbeiders binne in my koninkryk, gaan vertel hulle van die koninkryk, stap saam met hulle, leer hulle oor die koninkryk. Hulle moes die boodskap bring dat Yeshua se koninkryk besig is om deur Yeshua aan te breek. En dan verder, dit gaan oor genesing, die siekes en doen wonders. Yeshua het hulle mag gegee om siekes te genees en bose geeste uit te dryf, Lukas 10 vers 9 en 17. En baie keer dan wonder ons, maar hoekom sien ons nie die wonderwerke nie? Hoekom sien ons nie die genesing nie? En Abba, en ek het dit al 'n paar keer genoem, dis 'n verkeerde vraag. Die vraag is, waar is die disippels? Want die disippels, as jy toegee om disippels te maak, sal Vader jou toerus, net soos wat hy sal Yeshua jou toerus, net soos wat hy sy disippels toegerus het. So Yeshua sê vir sy disippels, moenie geld of ekstra goed saamneem nie. Hulle moes volkome afhanklikheid leer van Abba Vader. En die gasvryheid van mense moes hulle leer. Yeshua sê vir hulle, as mense julle nie ontvang nie, skud die stof van julle voete af. En dit was 'n simboliese handeling van oordeel. Hulle het die boodskap gehoor, maar verwerp. En dit is wat ons ook moet leer. Yeshua het op 'n stadium, het hy 'n klomp disippels gehad wat hom volg. Ons het gekyk daarna in Johannes 6. En toe sê hy vir hulle, toe hy begin die waarheid begin verkondig en die woord sny soos 'n tweesnyende swaard, toe baie disippels die pad gevat. En toe draai Yeshua na sy 12 disippels toe en sê, wil julle ook gaan? Wat was die resultaat van Yeshua se disippels wat hy uitgestuur het? Toe die disippels teruggekom het, was hulle vol vreugde. In Lukas 10 vers 17 sê hulle vir Yeshua, Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons in U naam. Maar Yeshua het hulle herinner in Lukas 10 vers 20 en gesê, moet julle nie verheug dat die geeste aan julle onderdanig is nie, maar verheug julle dat julle name in die hemele opgeskryf is. Met ander woorde, moenie gefokus raak op wat jy doen nie, bly gefokus na die hemele, bly gefokus op Yeshua. So Yeshua se opdrag aan ons is, gaan maak disippels van al die nasies. Tweedens, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dis presies wat Johannes gedoen het en sy disippels geleer het. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Leer hulle om alles te onderhou. En Yeshua het net gesê wat sy Vader gesê het. Met ander woorde, leer hulle alles oor die woord. Leer hulle om, want Yeshua sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Yeshua het niks kom wegvat nie, hy is God, hy was van die begin af daar. So ons het nodig om hulle te leer. En dit is hoekom ons vanoggend net hierna kyk, oor disippelskap, want dit is die volgende stap wat Johannes gedoen het. Ons weet Johannes, hy was 'n disipel, hy het disippels gaan maak, en hy het gedoop. Maar die derde punt is, leer hulle om alles te onderhou. En toe Johannes dit begin verkondig het, hoor jy, julle moet vrug dra, toe wil hulle so 'n bietjie in opstand kom met Johannes. En dan beywer julle roeping en verkiesing, deurdat Vader julle verkies het en julle geroep het, beywer julle daar vir dit, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. So die vraag is, wat is die passie vandag? Wat het van die vuur in ons geword? Daardie vuur wat soos in Johannes die Doper gebrand het, wat kinders van Abba Vader uit die hel uitdruk. Jy sien, ons raak so vasgevang in so baie dinge, dat ons vergeet, ons het 'n opdrag van Yeshua. Ons dink ons tikkie boksie van disippels maak, as ons ietsie vir die kerk doen. As ons 'n bordjie eetgoed bring op 'n Shabbat.
Tik ons die boksie van disippels maak. Tik ons die boksie van deelname in intersessie. Dis deel daarvan. Maar is nie die volledige prentjie nie. En die vraag is, hoe maak ons hierdie disippels? Hoe het Johannes daardie disippels gemaak? En Abba Vader leer my, wat is in jou gedagtes? Wat is dit wat jou gedagtes oorvat? Daar was 'n liedjie wat Elvis gesing het. You are always on my mind. Maar dink gou daaroor. Wat is altyd in jou gedagtes? Is dit jou besigheid? Is dit jou familie? Is dit jou sukses, jou sport, jou gesondheid? Wat is altyd? Wat is die heeltyd in jou gedagtes? As jy op hierdie stadium, as ek op my seun sou zoom, dan sê ek sien, maar golf is pretty much heeltyd in hulle gedagtes. Want dis al wat hulle wil doen. Alhoewel hulle 'n hart het vir die koninkryk, hulle het 'n hart vir Abba Vader, het hulle dinge wat jou gedagtes. En die vraag is, wat is in my en jou gedagtes? Wat is die heeltyd in jou gedagtes? Wat dink jy? Wat was die heeltyd in Yeshua se gedagtes? Want om 'n disipel van Yeshua te wees, moet ek mos dink soos met Yeshua dink. Ek moet verander, ek word 'n student van hom, wat my leermeester is. Wat was Yeshua se gedagtes toe hy as mens op aarde was? Was dit nie dalk ek en jy nie? Jy sien, Yeshua gaan na vissermanne toe wie se gedagtes die hele tyd vis was. En sê vir hulle, julle gaan nou vissermanne van mense word. Mense gaan nou gevang word vir die koninkryk van Abba Vader. En in die koninkryk van God, is daar diensbaarheid. As jy wil belangrik wees in die koninkryk, wees diensbaar. Markus 6 vers 34 sê, en toe Yeshua uitklim, sien hy 'n groot menigte en hy het vir hulle innig jammer gevoel omdat hulle so skape sonder herder was en hy het hulle baie dinge begin leer. As Yeshua se gesindheid was dat hy jammer voel vir ander wat so skape is wat rondherder, wat doen ek en jy? Is dit ons gesindheid? Wat is die roeping van my en jou? As jy byvoorbeeld sê jy hou daarvan om vir ander te leer van Abba Vader se woord, is dit mos omdat jy lief is vir mense? Is dit nie? Jy wil hulle die waarheid van Abba Vader leer. Ek meen, Yeshua het selfs op die kruis, na hy geslaan, gespoeg, gemartel en vasgespijker is aan 'n kruis, 'n mens en mense in sy gedagte gehad. Yeshua was aan die kruis besorg oor sy moeder. Wie gaan haar versorg? Yeshua was aan die kruis, was mense in sy gedagtes. Hy sê, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die een wat langs hom was Yeshua besorgd oor, want hy sê, vandag sien jy saam met my in die paradys, vandag sien jy saam met my in die paradys wees. So in plaas dat my en jou gedagtes gevul moet word met die eie ek en met dinge wat ons nog moet doen, wat daarvan ons vul ons gedagtes met Vader, gebruik my. Ek weet Yeshua het alles gedoen en ons het in hierdie Pesach het ons gesien, Paulus sê vir my is die lewe Yeshua en die sterwe is wins. So hoe word Yeshua my lewe? Is dit nie om te sê maar Yeshua leer my dink soos u dink? Gebruik my. Hoekom nie ons gedagtes rig op Yeshua nie? En 'n aksie oorgaan met die opdrag wat Yeshua vir ons gegee het nie. Is dit hoekom Johannes die Doper disippels gemaak het? Sy fokus was op Yeshua. Dis wat hy verkondig het. Hy het aangekondig dat die Messias kom. Hoekom nie die evangelie verkondig en gaan om daardie een te soek wat moet inkom in die oes nie? En nie net vir hulle die mooi evangelie gaan vertel nie, vir hulle leer, hulle disippels maak, hulle doop en hulle leer.
Dink daaroor. As Yeshua ons in sy gedagtes gehad het op die kruis, hoekom kan hy nie ons gedagtes wees vandag by die werk, waar ons ook al is nie? Waar ons ook al self bevind, hoekom kan hy nie in ons gedagtes wees nie? So hoekom het Yeshua mense die heeltyd in sy gedagtes gehad? Dink daaroor. Hoekom het Yeshua die heeltyd vir my en jou, die mens, in sy gedagte gehad? Die eerste ding wat Abba Vader my leer, is oor die hart van Abba Vader. En dis presies wat by Johannes die Doper ook inpas, want Johannes het disippels gemaak oor die hart van Abba Vader. Yeshua het die hart van Abba Vader beter geken as enige iemand wat hom ooit geken het. Johannes die Doper was 30 jaar in afsondering by Abba Vader. Hy het Abba Vader se hart geken. Hy het Abba Vader se stem geken. En die vraag is, ken jy Abba Vader se hart? Ken jy sy stem? Yeshua het die hart van sy Vader geken, Johannes die Doper het die hart van sy Vader geken. Oral waar Yeshua gegaan het, het hy uitgereik na mense. Yeshua was nie te besig vir die kindertjies nie. En die vraag is mense nie ook wat ons as kinders van Abba Vader in ons gedagtes moet hê nie? Moet ons nie besorgd wees oor ander nie? En ons het oor hierdie Pesach gesien, om besorgd te wees oor ander, is om leeg te wees van jouself. Want as jy vol is van jouself, gaan jy nie worry oor ander nie. Jy gaan worry oor me, myself en I. Daarom moet ek vir myself verneder, leeg raak in myself, sodat hy my kan vul. En dan as hy my vul met sy liefde, met sy karaktereienskappe, raak ek besorg oor ander. Moet alles nie gaan as ek 'n disipel van Yeshua is, om Abba Vader se koninkryk en om hulle te wen vir Abba Vader se koninkryk nie. Jy sien, as ons gedagtes Yeshua is, verander ons meer en meer soos Abba Vader en raak ons ingestel op mense vir die koninkryk van God. So as jy die evangelie bestudeer, dan sien jy oral waar Yeshua gegaan het, het hy gefokus op mense. Ook elke keer wat Yeshua gesien het dat die fariseërs 'n groter waarde op iets sit, het hy hulle tereggewys. Die fariseërs het byvoorbeeld groot waarde geheg op hulle mensgemaakte wette, die Talmud. En Yeshua het hulle altyd teruggebring na Abba Vader se hart toe. En dit is partykeer wat gebeur in die kerk ook. Partykeer maak ons 'n groter waarde aan kennis en aan sekere goeders wat ons opdoen en dan wil ons verheerlik want ek het dit geken en ek ken dit en ek het daardie geskiedenis en ek het dit en ek is dit. Yeshua het hulle tereggestel en vir hulle gesê, kom terug na die Vader se hart toe. Ek meen die rede hoekom Abba Vader sy instruksies vir sy kinders gegee het, was alles oor die beskerming en die liefde wat Abba Vader het vir sy kinders. Dis is die een keer wat Yeshua en sy disippels wou teruggaan Jerusalem en deur 'n dorp van die Samaritane gegaan het. En hulle Yeshua nie wou ontvang nie. Toe sê sy disippels, Jakobus en Johannes vir Yeshua in Lukas 9 vers 54 tot 55, Here, wil u hê ons moet sê dat die vuur uit die hemele afdaal en hulle verteer, soos Elia ook gedoen het? Maar hy draai hom om en bestraf hulle en sê, julle weet nie van hoe danige gees julle is nie. Hoekom het Yeshua hulle bestraf? Yeshua sê in Lukas 9 vers 56, want die seun van die mens het nie gekom om die mens se lewe te verderf nie, maar te red. Jy sien, baie kere wil ons met ons gesindheid mense sommer net vertel hoe verkeerd hulle is. En omdat jy so verkeerd is, laat die vuur oor jou kom. Die Samaritane wou Yeshua nie ontvang nie. Die Samaritane wou Yeshua nie ontvang nie. En hierdie disippels sê, okay, laat die vuur uit die hemel uit op hulle kom. En dis hoe ons ook partykeer is in die kerk, is dit nie? En Yeshua sê van daai gees wat in jou is, daai hoedanige gees wat in jou is, dis nie van Abba Vader nie. Met ander woorde, wat Yeshua eintlik vir hulle sê is, julle ken nie die hart van Abba Vader nie. Julle ken nie die hart van Abba Vader nie. Dit sal mos nie die hart van Abba Vader wees om enige iemand wat hy geskape het te verteer nie.
Dan een van die mees bekendste gelykenisse wat Yeshua vertel, is die gelykenis van die verlore seun. In Lukas 15 vers 1 tot 2 staan: en al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na hom toe te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gememoreer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Nou hierdie sondaar waarvan die fariseërs en die skrifgeleerdes praat, is mense. Dis mense. Maak nie saak of jy 'n sondaar was en Yeshua was geïnteresseerd in jou. En ek is so dankbaar dat hy geïnteresseerd was in my en dat hy my kom haal het op 'n plek waar ek so skade gedoen het in sy koninkryk. Waar ek die hand van die duiwel vasgehou het en dinge gedoen het, die karaktereienskappe van die vyand uitgeleef het. Maar eintlik wat Yeshua vir die fariseërs en die skrifgeleerdes sê is, met alles wat julle so hard geleer het julle nie idee waaroor waar Vader se hart gaan nie. Julle spandeer soveel tyd om die woord te leer en om ander te leer, maar julle het nie 'n klou wat is Vader se hart nie. Yeshua leer, dit gaan nie net oor al die kennis wat jy het nie, maar oor Abba Vader se hart vir mense. So Yeshua vertel hulle toe die gelykenis van die verlore skaap, die verlore muntstuk en die verlore seun. En dan sê Yeshua in Lukas 15 vers 10, so sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Jy sien, soms raak ons so besig met die groot dinge wat ons doen vir baie mense, dat ons die een individu mis om mee te praat wat Abba Vader op ons pad stuur. Met ander woorde, prioritiseer elke persoon. Prioritiseer, dis wat 'n dosent doen, ons moet disippels maak. So Yeshua roep ons as dosente. Ons moet disippels maak. En die eerste ding wat Yeshua my leer oor disippelskap is prioritiseer die wat Abba Vader op jou lewe sit. Prioritiseer. En ons het nodig en ons het 'n dryf en 'n houtkruis en ons gaan disippels maak want dit is Yeshua se opdrag. Ons kan nie veel verkeerd gaan in die kerk as ons begin disippels maak. Want dit is sy opdrag. Ons doen net wat hy sê. So in wat ons ook al doen, in evangelisasie, in waar ons ook al beweeg, gaan ons disippels maak. Met ander woorde, prioritiseer om 'n disipel te maak is, Abba, wie stuur U op my pad om 'n disipel te maak? Dankie Abba, ek sien hierdie persoon, ek weet U dit bevestig, ek weet hierdie persoon moet ek 'n disipel maak. So maak nie saak waardeur ek gaan nie, ek sal vir daardie persoon bid, ek sal daardie persoon leer, ek sal saam met daardie persoon 'n pad stap. En dan sê Abba Vader, prioritiseer elke persoon. Want daar is blydskap voor die engele van Abba Vader oor een sondaar wat hom bekeer. Prioritiseer elke persoon. Wat beteken dit om iemand te prioritiseer? Dit maak, gaan skryf in jou dagboek, dat jy donderdag 10:00 vir, ek wil nie sê X nie, want dis nie 'n X nie, dis, kom ons sê, jou disipel, Joshua. Joshua gaan bel, tyd gaan saam spandeer, tyd gaan maak, prioritiseer die disipels wat Vader aan jou toevertrou. Jy sien, ons raak so besig met die massas en almal is gedryf en almal wil hulle eie bedienings begin, want hulle jaag die massas na, want as ek die massas kan najag, dan kan ek blessings kry, dan kan ek my werk los en dan kan ek fulltime in die ministry ingaan. Is dit nie wat gebeur nie? In plaas daarvan, begin het met die wat Abba op jou pad gestuur het. So baie mense wil weet, wat is die roeping? Of ek is nou te jonk, of ek is te oud, hoe kan ek nou disippels maak? Jy kan disippels maak deur hulle net te nooi, om saam met hulle tee te drink, te luister, hoe gaan dit in hulle lewe, bid vir hulle, maar prioritiseer daardie persone, wat Yeshua oor jou pad gestuur het. Jy sien, ons raak besig met dink ons moet hierdie groot massas hê, en ons moet deel wees, en dit laat my dink aan die afspraak, wat 'n kollega my gevra het om saam met hom te gaan doen by die werk. Ek het saam so 'n paar jaar terug met 'n kollega 'n kliënt gaan sien. En die kliënt is 'n professionele rugbyspeler. En ons het baie lekker besigheid gepraat op die stadium.
lekker besigheid gepraat, saam iets geëet en toe stop die kliënt en ewe skielik sê hy met trane in sy oë. En hy sê, julle, ek weet nie wat gaan nou aan nie, maar ek het dit heavy op my hart. En dit maak my verskriklik hartseer. Maar ek moet dit nou met julle deel. En ek sê toe vir hom, wat is fout? Is alles reg? Want hy kry toe nie woorde uit nie vir ons om te sê, want soveel bedroef was hy. En hy sê toe vir ons terwyl ons praat, sê hy, ek het 'n hartsbegeerte om Vader intiem te leer ken. Ek wil Vader se stem hoor en ek wil sy ligdraer wees. Ek wil ophou dink om my in die wêreld te sien en belangrik te ag. Ek wil sekere verslawings wil ek stop. Ek wil sekere dinge, ek wil ophou drink. En ek wil 'n man na God se hart wees. En net daar het ek saam met hom begin huil en ek het vir hom 'n gebed gebid en saam met hom gebid. Want elke kind van Abba Vader, het 'n waarde, is waardevol, is kosbaar en is uniek. En hierdie persoon het 'n regte hartsbegeerte gehad. En ek het alles in my vermoë gedoen om 'n pad saam met hom te stap, maar hy teruggeduins nog steeds na die ou dinge van die wêreld. Eerens along the line moet ons leer om ons voete af te skud, maar eerens moet ons besef wat is die belangrikheid van prioritiseer. Wat is die belangrikheid van prioritiseer? En dit is vir my baie kere so hartseer. Ek het 'n een van my grootste vriend op aarde, het ek 'n pad mee saam gestap, maar hy wou niks doen nie. En ek het op sy begrafnis hulle my gevra om die begrafnis te doen. En dit het my so hartseer gemaak dat ek opgegee het op hom. Want hy wou net nie luister nie. Hy wou net nie 'n keer terugkeer nie. Hy het gedink ek is nou te. En dit het my hart gebreek. Hoeveel disippels het ek en jy op die pad opgegee op? Wat Abba Vader op ons pad gestuur het? Het ons hulle geprioritiseer? Jy sien, elke kind van Abba Vader is uniek. En mag ons nie te besig raak om een kind van Abba Vader te wen vir sy koninkryk nie. En dit is nie net 'n eenmalige afspraakie en vertel van Yeshua nie. Daar's blydskap voor die engele van Abba Vader oor een sondaar wat hom bekeer. Let wel, hierdie een persoon wen vir die koninkryk van Abba Vader. Dis 'n proses. Dis 'n proses. Yeshua het 99 skapies gelos en hulle gaan haal. En hoe het Yeshua hierdie skapie teruggebring? Hoor wat sê Lukas 15 vers 5 tot 6. En toe hy dit gekry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. Die Hebreë prentjie van skouers, sit dit op sy skouers, sit dit sy verantwoordelikheid. Maak dit sy verantwoordelikheid om hierdie een terug te bring. En te sorg dat hy terug is. Maar Lukas 15 vers 5 tot 6 sê, en as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers, en hy het by die huis gekom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore is. Wat is die huis? Wat is die huis waartoe hy gegaan het? Is dit die liggaam van Yeshua? Is dit die kerk? Die huis van God? En almal, hy was saam bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Wat as dit so, as ons so ingestel raak in Houtkruis, dat ons disippels maak, dat ons so bly is, as 'n verlore skaapie, een disipel wat Abba op sy pad gebring het, huis toe bring. Ons is nie eers besorgd oor die mense wat nie eers in die kerk is nie. Wat nie hierdie week hier is nie. Hierdie gesindheid, kan Abba ons kom was en kan hy ons kom leer? Jy sien, daar is 'n proses en rekenskap wat gehou moet word. Maar dink gou hieroor. Het jy al ooit gewonder hoekom is jou man of jou vrou lief vir jou? Hoekom is jou kinders lief vir jou? Net omdat hulle jou pa of jou ma is, of sommer maar net
Nee, omdat hulle aan jou behoort. So hoekom is Abba Vader lief vir my en jou en het hy ons so lief dat hy sy enige gebore seun gestuur het sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê? Omdat ons aan Abba Vader behoort. En daarom is daar blydskap voor die engele van Abba Vader oor een sondaar. Een kind van Abba Vader wat hom bekeer. En die vraag is daar nog 'n vuur wat binne in my en jou brand van passie vir een persoon vir die koninkryk van Abba Vader, wie ek kan disippelskap maak? Is daar 'n uitroep, give me another one Lord, wie ek kan disciple? Geef vir my een, Abba, wie ek kan disipel. En leer my oor disipelskap, want U het my geroep, U het my opdrag gegee om disipels te maak. Jy sien, Yeshua het geweet dat Abba Vader is lief vir mense. Johannes het geweet, want hy was vir 30 jaar in afsondering, hy het Abba Vader se hart geleer vir mense. Is ons net so? Is ons besig om mense te wen vir Abba Vader? Want een ding wat ek kan sê is, die vyand doen alles om mense te wen vir die hel. Hy doen alles. Yeshua sê vir ons in Matteus 10 vers 16, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. So hoekom het Yeshua mense die heeltyd in sy gedagtes gehad? Eerstens oor die hart van Vader. Yeshua het die hart van die Vader gehad. En net so is dit my en jou hart. En as ons kyk nou na Pesach oor Yeshua se gebed, dan het Yeshua gesê, dis die Vader se hart, dis Yeshua se hart, dat ons bid en dat ons hier is, want Yeshua bid en sê, Vader, soos wat U my gestuur het om disippels te maak, so stuur ek hulle. Dis die hart om verlorenes terug te bring in die koninkryk van God. Dis die hart van Abba Vader. Hulle het die hart van Abba Vader. Verstaan ek en jy die hart van Abba Vader? Want as ek en jy die hart van Abba Vader ken, dan sal ons disippels maak. Die tweede ding is, Yeshua die realiteit van die ewigheid geweet. Johannes ook, en ons gaan volgende week daarna kyk, wat het Johannes vir hulle verkondig. Yeshua die realiteit van die ewigheid geweet. Yeshua die realiteit van die ewigheid beter geken as enige iemand wat ooit geleef het. Yeshua sê in Matteus 25 vers 46, en hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. En dan vertel Yeshua ook in Lukas 26 vers 19 tot 25, daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het en hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus, dat hy die punt van sy vinger in die water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. So ons moet verstaan, Abraham en Lazarus was werklike mense wat geleef het. En Yeshua praat van sekere ryk man wat gelewe het. Yeshua het nie die storie opgemaak nie. Yeshua praat van mense wat werklik geleef het. En Yeshua sê die ryk man het hom bevind in die hel. Let wel, Yeshua, die seun van God, het meer gepraat oor enige bestemming, oor enige iets, as ons bestemming, as die hemel en die hel. Daar is net een van twee bestemmings vir elkeen van ons, en dit is of die hemel of die hel. En Yeshua het meer daaroor gepraat as enige iets anders. As disippels, as studente van Yeshua, is dit wat uit ons monde kom. Ons gaan kyk wat sê Johannes volgende week. As jy nie vrug dra nie, wat gebeur? Jy word afgekap. Jy sien, as ons dit so ernstig opvat, soos wat Yeshua dit opgevat het, soos wat Johannes die doper het opgevat het om disippels te maak, gaan dit 'n groot verandering in ons lewens meebring. Dit gaan 'n groot verandering meebring, byvoorbeeld, as ons van
ander praat, as ons met ander praat. As ek regtig glo dat ons daardie persoon nie vir sy lewe vir Abba Vader gee en deel word van die koninkryk van Abba Vader nie, en dat hy vir ewig in die hel gaan spandeer, hoeveel meer sal ons nie mense uit die vuur van die hel wil ruk nie? As dit regtig by ons 'n bekommernis is, as ons die hart van Vader ken. En dis hoekom Yeshua so ernstig vertel het van die ewige lewe en die hel. En niks was vir Yeshua meer belangrik. Geen huis, geen bankrekening, geen land of enige iets kan saam hemel toe gaan nie. Daar's net een ding wat hemel toe gaan en dis mense wat saam met jou mense toe kan gaan, en daaroor gaan ek en jy getuig. Ek en jy gaan voor Abba Vader staan met ons hart, en ons gaan moet getuig oor die opdrag wat ons gekry het. Jy sien, mense lewe geestelik vir ewig. En Yeshua het dit geweet. En dit is hoekom hy so ernstig was oor die eindbestemming van elkeen van ons. Dit was vir Yeshua so ernstig dat dit selfs die Seun van God sy reisplanne verander het. Kan jy dink dat die Seun van God, die koning van alle konings, het sy reisplanne aangepas sodat hy een verlore kan kry? As dit vandag van my en jou gevra word, hoe gaan ons nie kla nie? Nee, petrolprys is te duur. Ag nee, ek gaan nou nie al die pad so omry om by my eindbestemming te kom nie. Yeshua verander sy tog en gaan deur Samaria om met 'n vrou te praat wat 5 keer getroud was en wat niks verstaan het van verbond nie. So belangrik was dit vir Yeshua. Yeshua was so passievol oor die eindbestemming dat Yeshua vir 'n ryk man die waarheid vertel het, en Yeshua sê dan ook vir sy disippels in Matteus 19 vers 23 tot 24, voorwaar ek sê vir julle dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En verder sê ek vir julle, dit is maklik vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God te gaan. Dit het selfs veroorsaak dat Yeshua gehuil het oor 'n stad, want Yeshua het geweet dat die ewigheid vir elkeen van ons, hy het geweet dat die ewigheid vir elkeen van ons op pad is. Dis binnekort, en dit is wat Johannes die Doper ook verkondig het. So die vraag is, hoe vorder ons? Hoe vorder ons met die opdrag wat Yeshua vir ons gegee het? Johannes die Doper het dit gedoen. Hoe vorder ek en jy die liggaam van Yeshua om te gaan, disippels te maak, hulle te doop en hulle te leer om alles te onderhou wat die Vader vir ons gegee het? Hoe vorder ek en jy? Of sit ons nog en kyk hoe ander dit doen, of kritiseer ons maklik oor hoe ander dit doen? Sit langs die kantlyn en kritiseer. As Yeshua so ernstig was oor elkeen van Abba Vader se kinders se eindbestemming, hoekom is ons nie? Die vraag is, hoeveel mense gaan in die hemel wees omdat ek en jy geprioritiseer het? Omdat ek en jy kinders van God geprioritiseer het? Hoeveel mense gaan in die hemel wees omdat jy tyd afgestaan het om Yeshua te gehoorsaam, en omdat jy instrument in Abba Vader se hande is, wat hy gelei het, wat daardie persoon in Yeshua se hand gesit het? Johannes die Doper het 2 van sy disippels het Yeshua gevolg. Hoeveel van jou disippels volg Yeshua? Yeshua sê vir ons, dit gaan nie maklik wees nie, want hy sê in Matteus 10 vers 16, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe, en wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. Yeshua sê ons as liggaam van hom moet gaan, maar ons moet nou gaan, want die ewigheid is binnekort. En dit is wat Johannes die Doper ook sê, is die tyd het aangebreek. Jy kan nou deel word van die koninkryk. Ek en jy kan soos Johannes die Doper disippels maak en verkondig van ons Messias. Ons kan verkondig van die tyd het aangebreek, ons Messias is op pad. En daarom het ons nodig om disippels te maak. Is ons besig met die opdrag, waar ook al ons gaan. Want die waarheid is, die hel is 'n plek. Dis 'n plek en dit bestaan en dis 'n realiteit. En die hel is gemaak vir Satan en elkeen wat gesê het dat hulle nie wil Yeshua ken nie. Wat nie in verbond met Abba Vader wil wees nie.
In Numeri 16 as jy in die Ou Testament gaan lees, beskryf die woord van Abba Vader hoe 'n paar mense ingesluk is deur die verderf. Wie ingesluk is deur die doderyk in die hel. Ja, die aarde het oopgeskeur en hierdie mense met al hulle besittings ingesluk in die doderyk. Hulle is weggevee. Hulle is weggevee van die aarde af. Want dis die plek wat voorberei is vir Satan en elkeen wat hom volg. Die mense wat besluit om vas te hang eerder aan die wêreldse dinge. Jy sien daar's 'n werklike hemel en 'n werklike hel en daarom het Yeshua mense in sy gedagtes gehad oral waar hy gegaan het. En die vraag is, Yeshua het vir ons 'n opdrag gegee. En hoe ernstig neem ek en jy hierdie opdrag op? Hoe ernstig neem ons hierdie opdrag op? Het Johannes hierdie opdrag ernstig opgeneem? Hy sê in Matteus 3 vers 30 was Johannes se boodskap aan die wat gekom het om gedoop te dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om by jouself te sê ons het Abraham as ons vader nie. Moenie dink omdat jy nou sê ja, maar ek kom uit hierdie stam uit en ek het nou dit. Moenie sê jy kom van Abraham en sê julle dat God mag het om hy sê moenie pronk om te sê maar jy's nou so of jy kom so uit die kerk uit nie. Dit gaan oor verhouding. En dan sê hy, maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen vrugte dra nie word uitgekap en in die vuur gegooi. Hoe draai jy vrugte? As jy baai in die wingerdstok. As jy in Yeshua is, Yeshua in jou, dan draai jy vrugte. En hy sê, maar die byl lê ook teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Wat doen Johannes die Doper? Hy vertel dadelik, daar's 'n hemel en daar's hel. Jy moet abide in Yeshua. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Wat leer ons hier by Johannes? Hy is nie eers waardig om Yeshua se skoenrieme vas te maak nie. Nederigheid. As jy nederigheid het, as jy leeg is van jouself, kan jy Yeshua se liefde ervaar en kan jy disippels maak. Hy sê Yeshua sal doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring en die kaf sal hy met onblusselike vuur verbrand. Die tyd is naby. Die tyd is naby, sal ek en jy soos Johannes disippels maak. Dis iets wat ons leer by Johannes, die Doper. Hy's nederig, hy's in afsondering, al is hy in die woestyntydperk, bly hy in 'n woestyn. Het hy 'n geleentheid gehad om disippels te maak. Hy het 'n geleentheid gehad. En 2 van sy disippels het Yeshua gevolg. Hoe vorder ek en jy? Hoe vorder ek en jy met die opdrag? Is ons regtig besig om vir ander te vertel dat die tyd is besig om aan te breek? Daar's 'n bestemming. Dis hemel of hel. Partykeer het ons nodig om hierdie regte waarheid, hierdie waarheid oor die hel vir ander te gaan vertel. Wil jy regtig kies om Yeshua nie te volg nie? Weet jy regtig wat jou bestemming, die hel? Want die ryk man het nie gedink dit is so ernstig nie. Want terwyl hy in die hel lê, sê hy vir Abraham, stuur net iemand om vir hulle te gaan verkondig. Yeshua vertel die storie. Yeshua het vir ons die waarheid kom vertel oor die hel. Maar Yeshua antwoord hulle, as hulle nie eers in die Torah, die profete en die wet, as hulle nie in die wet wat Moses, die Torah en die profete wat Elia, die res van as hulle nie die Ou Testament glo nie, hoekom sal hulle glo iemand wat uit die dode uit opstaan om hulle te kom vertel? Wat het Yeshua vir ons gedoen? Hy het uit die dode uit opgekom om te vertel van die koninkryk van God. Maar as jy nie eers in die Torah wil gehoorsaam nie, hoe gaan jy na hom wil luister? Gaan lees gerus die gelykenis. So ons het 'n rol, ons het 'n werk wat ons nodig het om te doen. Hoe vorder jy met disipel maak? Dis iets wat Abba baie erg op ons hart gesit, my hart gesit het. Yeshua het vir ons 'n opdrag gegee. En ons gaan binnekort voor hom staan. Hoe vorder jy? Kom ons bid saam.
Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat ons vanoggend hier woord so saam kan bestudeer. Vader, U is heilig, heilig, heilig. En ek wil net uit my hart uit vir U so dankie sê. Dankie dat U my uit die duisternis kom haal het in die lig in. Dankie dat U 'n disipel gestuur het wat my ontmoet het. En so wil ek 'n disipel wees en disippels maak vir U koninkryk. Dankie vir die voorreg. Dankie dat U my gered het deur die bloed van die lam. Dat Yeshua U die prys betaal het wat ek moes verdien. U het die prys betaal en U het vir my 'n kleed van geregtigheid gegee en ek wil nie langer 'n vetgemaakte undercover Christen wees. Ek wil oorgaan in aksie. Ek wil oorgaan in aksie en leef passievol vir U koninkryk. Give me another one, Lord. Gee vir my 'n disipel wie U wil hê ek moet disipelskap. Wie ek prioritiseer. Want U prioritiseer daardie persoon. Kom leer ons, Vader. Ek loof en ek prys U. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U liefde. Ek bid vir wysheid en vir insig, Vader. Leer ons oor disipelskap. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se naam.